So uiteindelik gaan Rut nou trou. Julle onthou nou laas keer die storie het gegaan oor Rut wil mos getrou het met Boas. Onthou julle dit? So nou die storie nou is waar Rut nou gaan trou met Boas. So Boas het vroeg daai oggend, hy het nie op hom laat wag nie, want hy was so verlief en Rut is vir hom so mooi en hy kan nie wag om met haar te trou nie. En toe gaan hy na die hof toe. So die hof was eintlik soos die hof en die kerk vandag is, want die leiers van die stad, hulle was die mense wat besluit, so sê net maar jy wil 'n plaas koop, dan moet jy na die stad se hek toe gaan, want dis waar die hof is. En sê net maar jy wil trou met 'n vrou, dan gaan jy ook sommer na die stad se hek toe, want dis wat hy daai dag gedoen het. En toe gaan sit hy daar, nou wag hy, wanneer kom hy ander ou verby? Want daar's 'n ander ou wat ook miskien met Rut kan trou. Nou wag hy en hy wag en hy wag. En hier kom die ou sommer vroeg daar verby. Sê, hey, so jy, kom sit sommer gou hierso. En toe sê die ou, ja, ek sê ja, kom, sit. En toe sit die ou en toe sê Boas, 10 van die ouderlinge, kan die ouderlinge asseblief hier kom sit? En die ouderlinge kom, 10 van hulle, en hulle kom sit daar, so hulle is die leiers. Nou sit hulle daar. En natuurlik, as almal so gaan sit by die stad se hekke, ek bedoel, dit is nou nie 'n hek soos by jou huis nie, hoor. Hierdie is soos 'n poort amper. Daar's sulke klip sitplekke waar, soos hierso, nee, soos as jy nou so sou deurstap, kom ons sê hierdie was die hek, dan maak die hek hier toe, maar dan is dit so 'n lang gangetjie waardeur jy loop, en dan is hier seker nog 'n hek wat hulle kan sit, en dan is jy in die stad. So nou sit almal so, en dan as die mense nou deurloop, dink hulle, wat gaan hier aan? Dan staan almal nou ook stil, en jy wil ons nou hoor. Het julle al ooit gesien, as jy sê net maar in die straat is, en daar staan 50 mense, almal staan so om 'n kar, en almal kyk op die grond, en wil jy ook kyk? Ja, en dis wat gebeur het. En nou staan die ander mense so, hulle wil ook hoor, wat gaan hier aan? En Boas sê toe, so, ek wil vandag vir almal hierso sê, hierdie man, hy kan eintlik die plaas koop, want jy weet mos, jy is die naaste familielid vir Naomi en vir haar man Elimelech, maar Elimelech is nou al dood, so nou, wie gaan die plaas koop by Naomi, anders dan gaan sy dit verloor. Sal jy dit koop? En toe sê die ander man, goed, ek sal dit koop. En toe sê Boas, jy weet as jy die plaas koop, dan kry jy vir Rut saam, want sy bly daar in die huis. En dan moet jy met haar trou, want haar man is ook dood. Toe sê die ou, nee, dan kan ek nie die plaas koop nie, want as ek met Rut trou, en sê net maar ons het 'n kind, dan gaan daai kind nie my familienaam hê nie. Hy gaan nie, soos ons nou vandag sê, hy gaan nie my van kry nie. Hy gaan Rut se eerste man, hy gaan daai familienaam kry. So, nee, ek kan nie. Jy kan, Boas. Boas was baie bly, want hy wil baie graag met Rut trou. En toe sê Boas, goed, dan sal ek met Rut trou en ek sal die plaas koop. Laat Naomi dit nie verloor nie. Nou in daai tyd, as jy nou 'n plaas koop, soos dit, om die weduwee te help, en as hy nou met Rut trou, wat doen ons vandag? Wat gee ek vir Tannie Didi, toe ek met haar getrou het? Ek het iets vir haar gegee. 'n ring, ja, en sy het vir my 'n ring gegee. En ons moes 'n pen vat en op 'n papier ons handtekeninge maak. Nou in daai tyd, om te wys dat jy die weduwee gaan help en dat hy nou met Rut gaan trou, dan trek jy jou sandaal uit. Nou daar's 'n sandaal en daar's 'n sandaal. En dit is eintlik nie 'n sandaal nie, dit is meer 'n hoë hakskoen, maar daar's 'n sandaal. Dan trek jy die sandaal uit. Kan hy uittrek? Ja, as hy. En dan gee jy dit vir die ander man. Hy maak dit so, hy wil nie jou sandaal hê. Julle sal nie kan trou nie, hoor. Hy wil soek nie die sandaal nie. Dan trek jy die sandaal uit en dan gee jy dit vir die ander man. En ek gaan nou in die preek sê hoekom hulle dit gedoen het. En dan sê jy eintlik, maar nou staan hierdie ou so, hy het nou sy sandaal uitgetrek en vir Boas gegee. Dankie Mia, jammer ek jou sandaal uitgetrek. Jammer Joshua. Nou staan hy so, maar jy gee die sandaal terug, anders gaan hy so huis toe hop. So jy gee weer die sandaal terug. En toe hy dit doen, toe sê Boas,
almal van julle wat vandag hier is by die troue en hier by die hof en by al die ouderlinge hier, julle almal sien, ek koop die plaas, sodat Naomi dit nie verloor nie en dat Rut en Naomi huis het, en julle almal is getuies, ek trou vandag met Rut. Toe sê almal, ons is getuies. Toe is hulle so bly. En jy kan net dink, ek dink hulle het miskien hande geklap, hulle was so bly dat Rut en Boas gaan trou. En toe sê hulle, Rut, ons hoop jy het sommer baie kinders. En ons hoop die Here seën jou spesiaal. En Boas, mag jy wonderlik bekend wees oral en almal praat van jou naam, van hoe wonderlik dit is. En toe kom almal na Naomi toe, want toe Rut en Boas trou, hulle het toe 'n babietjie gehad, die babietjie se naam was Obed, al die tannies wat in die stad bly het gesê, sê sy naam moet Obed wees. En toe sê Rut, okay, en toe noem sy hom Obed. En toe gaan almal na Naomi toe sê, Naomi, jy het nie 'n man nie, jy het nie meer, jou kinders is dood, maar jy het 'n wonderlike skoondogter en jy het 'n klein kind. En toe is hulle so bly vir Rut en vir Naomi. En toe Obed hy het groot geword, toe trou hy, toe hy 'n kind, en sy naam was Isaai, en toe Isaai groot geword, en toe trou hy, toe hy 'n kind, en sy naam was Koning Dawid. Ja. Het julle geweet, Jesus is ook getroud? Party van julle dink so. Ja, Jesus het nie 'n vrou soos een vrou nie, maar Jesus sê, almal wat sy kinders is, sê hy, dit is my bruid. En hy wil baie graag hê, want hy het gekom vir sondaars. Ek dink as Jesus hier was, sou hy sy arm so om julle almal vat en julle so by hom wou hê. Want dis wat hy gedoen het met die kinders in die Bybel. En hy wil hê dat julle na hom toe sal kom. OK, julle kan gaan sit.